Welkom by die BizNews Blitsbrief. Vandag is Dinsdag, 27 Mei 2025. In plaaslike nuus: Johannesburg se City Power is op die rand van finansiële ineenstorting. Met Johannesburg se elektrisiteitsmaatskappy wat 16.3 miljard rand in onbetaalde rekeninge in die gesig staar. 'n News24 ondersoek toon dat burgemeester Tara Morero na bewering verskeie waarskuwings geïgnoreer het, wat vrese laat ontstaan vir kragonderbrekings en finansiële ondergang. Minister van Kommunikasie Solly Malatsi sal sy besluit om die BBBEE-beleid vir telekommunikasiemaatskappye te verslap aan LPs moet verduidelik. Die parlement wil antwoorde hê oor waarom die beleidsverandering wat deur maatskappye se Starlink verwelkom is, sonder openbare raadpleging aangebring is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het beweringe ontken dat sy soldate ontwapen het, terwyl hulle die Demokratiese Republiek van Kongo via Rwanda verlaat het. Dit volg op berigte dat Suid-Afrikaanse troepe hul wapens oorhandig het, beweringe wat die weermag vals en onverantwoordelik noem. Intussen het die M23 rebelgroep 'n gefaseerde uittrede van die magte van die SADC-missie in die Demokratiese Republiek van die Kongo gesteun. Die Simposium vir Volhoubare Infrastruktuurontwikkeling het gister in Kaapstad afgeskop. Die adjunkminister van Finansies, Ashar Sarupen, het beweringe van 'n globale agenda teen SA van die hand gewys en gesê dat die werklike probleem regulering en 'n swak beleggingsklimaat behels. Die regering het ook 34 projekte onthul wat teen 2026 van stapel gestuur sal word. Veteraan-uitsaaier Darren Scott is oorlede na 'n lang stryd teen kanker. Scott was bekend vir treffende programme soos Breakfast Express en was vir meer as 3 dekades 'n aanwins vir Suid-Afrikaanse radio. Verskeie huldeblyke van aanhangers en mede-media-persoonlikhede stroom steeds in. In sake nuus, Sean Summers, uitvoerende hoof van Pick n Pay, sê die kleinhandelsreus wen kliënte een vir een terug, ten spyte van hul markandeelverlies. Die groep se omkeerplan behels die sluit van onderpresterende winkels en die herstrukturering van skuld, maar erken dat hulle nie weer die grootste kleinhandelaar sal wees nie. Die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika sal 100 miljoen rand belê om ultrasnelle laaistasies vir elektriese voertuie reg oor die land uit te brei. Die stap is daarop gemik om die aanvaarding van elektriese voertuie te bevorder en 'n groener vervoerinfrastruktuur te ondersteun. In internasionale nuus: Donald Trump het Vladimir Putin as absoluut mal bestempel na 'n telefoonoproep tussen die twee leiers. Ten spyte van druk het die Kremlin geweier om hom tot 'n wapenstilstand in Oekraïne te verbind, terwyl Trump nuwe sanksies oorweeg te middel van toenemende Russiese aanvalle. In Zimbabwe is vermeende staatsagente kritici van president Emmerson Mnangagwa ontvoer, te midde van toenemende faksiespanning in ZANU-PF. Een aktivis se 73-jarige moeder is ook ontvoer en is langs 'n snelweg afgelaai. Menseregtegroepe sê politieke intimidasie eskaleer voor die party se interne verkiesings. Liverpool se Premier Liga titelvieringe het tragies verander toe 'n motor tydens die oorwinningsparade in 'n skare ondersteuners vasgery het. Verskeie mense is beseer en 'n verdagte is in aanhouding. Die polisie sê die voorval word nie as terreurverwant gesien nie. In sportnuus: Suid-Afrikaners oorheers die United Rugby Championship se speler van die seisoen kortlys. Met die Bulls trio Cameron Hanekom en Wilco Louw en stormerster Sasha Feinberg-Ngongzulu wat genomineer is. Ander mededingers sluit in Glasgow se Matt Fagerson en Edinburgh se Bill Mata. Wenner sal na die uitspelwedstryde aangekondig word. Dis dit vir vandag se blitsbrief. Skakel môre weer in vir 'n kernoorsig oor die belangrikste plaaslike en internasionale nuus. Vinnig en feitelik.